ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? En my boodskap vanoggend is feed the enemy outside or the legend inside. Feed the enemy outside or the legend inside. Nou, die woord legend, dit verwys na 'n historiese gebeurtenis. Wanneer ons sê 'n legende, dan beteken dit dis iemand wat 'n impak in die wêreld gemaak het. Dis iemand wat 'n verskil gemaak het. Dis iemand wat teen die stroom opgeswem het. Iemand wat in die moeilikste omstandighede so merk gemaak het dat ons vandag nog van daai persoon praat, né? Dis die historiese content. Maar dit is ook 'n moderne content daaraan. Okay? In vandag se tyd sal ons gou gaan na iemand kyk wat opstaan, iemand wat 'n impak maak en ons sal sê jy's 'n legend. Tannie Mona, jy's 'n legend. Jy weet hierdie tannie in die oggend al is dit die winter, dan loop sy kerk toe van die ouete huis af en sien ons al stap en dan sal ons stop en haar optel, maar sy laat nie die koue of die ouderdom al weghou nie. Jy's 'n legend. Dis wat ons doen. Wanneer jy sien iemand het karakter. Iemand laat nie toe dat die wêreld hulle onderdruk nie. Wanneer jy sien iemand is besig om iets te doen teen die norm van die wêreld, dan sal ons sê jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Dit wat jy doen is legendaries. Dit wat jy besig mee, jy is 'n legend. En hier vanoggend sit 'n klomp legends voor my. Amen. Sê vir die persoon langs jou, jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Hierdie plek is gevul met legends. Weet jy hoekom? Want elkeen van julle wat hier sit vanoggend het 'n storie. Elkeen van julle wat hier sit vanoggend kom van iewers af. Elkeen van ons het 'n geskiedenis. Elkeen van ons het 'n challenge gehad of huidiglik is besig om deur 'n challenge te gaan. Is huidiglik besig om deur iets te gaan. Hier's mense wat vanoggend hier sit en hulle gaan deur die aakligste situasie. En baie van ons weet nie eens daarvan nie. Hier's mense wat deur gesondheidsissues gaan vanoggend, wat die gesondheid nie goed is nie. Hulle gaan deur siekte, maar hulle is hier. Hulle het opgestaan, hulle is hier. Daar is mense wat hier sit vanoggend, hulle gaan weeklik vir dialyse, maar as jy hulle sien, dan smile hulle. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy's 'n legend. Jy's 'n legend, want jy inspire my. Jy maak my excited, jy gee my hoop. Daar's mense wat vanoggend net so hier sit en jy lewe jou lewe en jy lewe 'n gesonde lewe. Jy doen moeite, jy hardloop, jy doen gesondheidsoefeninge, jy eet gesond en jy fokus op jou gesondheid en jy's 'n voorbeeld vir so baie van ons wat by KFC verbyry. En so baie van ons wat nie kan nee sê vir daai eystervarkies. Jy weet daai lekker sag, daai. En jy's so 'n mooi voorbeeld en ek wil vanoggend sê jy's 'n legend. Jy's 'n legend want jy doen wat baie smag om te doen, maar ons het nie die selfbeheersing en jy kry dit reg. Daar's mense wat vanoggend hier sit deur die aakligste omstandighede gaan finansiëel. Finansiëel wat sukkel, wat hard werk, wat kliphard werk, lang ure insit net om kos op die tafel te sit vir hulle families. En ek wil vanmôre vir jou sê, well done, jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Die feit dat jy nie opgee nie, die feit dat jy nie daar een kan sit en net ophou nie, jy's 'n legend, ma, pa, jy's 'n legend. Net so is daar ook mense wat hier sit vanoggend en jy's suksesvol in jou besigheid. Jy's suksesvol by jou werk want jy staan vroeg op. Jy werk kliphard. Jy laat nie die ekonomie jou afskrik nie. Jy bring jou kant en jy's bereid om in geloof jou besigheid aan te pak en jy maak 'n sukses daarvan want jy sit die moeite in en ek wil vanmôre vir jou sê jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Want ander mense weet dalk nie wat dit vat om die sukses te hê wat jy het nie, maar ek wil vir jou vanoggend sê ek het 'n klein bietjie idee wat dit kan vat en ek wil vir jou sê jy's 'n legend. Daar's mense wat vanoggend hier sit en hulle gaan deur die moeilikste verhouding situasies. Die moeilikste verhoudings. Miskien dalk deur 'n egskeiding of het in die verlede deurheen gegaan. En jy het nie toegelaat
dat dit jou terughou nie. Jy het nie toegelaat dat dit jou weghou van die Here af nie, en jy sit hier vanoggend, jy staan hier en jy aanbid nog steeds God. Jy staan hier en jy's nog steeds hier en jy's bereid om die lewe aan te pak, en ek wil vir jou sê, jy's 'n legend. Jy's 'n legend, terwyl so baie mense, wanneer hulle deur sulke goed gaan, weghardloop van die Here af, is jy nog steeds bereid, jy's 'n legend. Jy's 'n legend, en net so, is daar mense wat hier sit vanoggend, wat al 20 jaar getroud is, 30 jaar getroud is. Hier's couples hier wat die mooiste verhoudings het, en as ons na hulle kyk, dan is ons soos, dis 'n voorbeeld. En ons ken julle, ons weet wie julle is. En ek wil vanoggend vir jou sê, well done. Julle is legends. Julle is legends, die laaste een. As mense wat vanoggend hier sit, en jy het deur die grootste geestelike battle van jou lewe gegaan. Geestelik. Daar's 'n verslawing. Daar's dinge in jou lewe wat jy fight en jy wil dit afbreek en jy probeer daarvan ontslaa raak, maar jy kan dit net nie oorwin nie. Maar jy staan elke dag op en jy probeer weer en jy is bereid om elke keer na die Here toe te gaan op jou knieë en om vergifnis te vra en sê, Here, nooit weer nie. Ek sal dit nie weer doen nie. Here, ek bring dit voor U, en as jy jou kry, dan het dit weer gebeur. Maar jy laat nie toe dat daai vyand jou onderkry nie. Jy laat nie toe dat dit jou afdruk nie, en jy staan weer op en jy soos, ek sal dit hierdie keer regkry. Hierdie keer met die hulp van die Here. Ek gaan nie laat dit my die kerk uithou nie. Ek gaan kerk toe gaan want ek glo ek sal oorwinning hê. En jy sit hier vanoggend en jy fight daai battle elke dag. Miskien het jy nog nie die oorwinning nie, maar jy's hier en ek wil vir jou sê jy's 'n legend. Kom church. Jy's 'n legend want jy's bereid om dit te fight. Jy's bereid om op te staan. Jy's 'n legend. Net so is daar mense wat hier sit vanoggend wat die Here al jare dien en so mooi getuienis het. So mooi voorbeeld vir ons is. So mooi familieverhoudings het, so mooi besigheidsverhoudings het, so mooi getuienis het rondom die woord van God. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy's 'n legend. Jy's 'n legend vir die feit dat jy daai selfdissipline toepas. Die feit dat jy vashou, die feit dat jy loop volgens die woord van God, kan ons vanoggend vir al die legends in die huis net 'n lekker handeklap gee, church. Come on. Kyk rondom jou, dis legends. Gee die ou langs jou so 'n fistbump. Come on. Gee die ou langs jou 'n fistbump. Ons is 'n Pinksterkerk, ons fistbump. Ek dink dis 'n ding. Okay? Is 'n klomp legends in die huis. En konstant sit ek en jy met hierdie is ons lewe. Daar's twee stemme wat die heeltyd met ons praat. Daar's 'n stem wat die heeltyd met ons praat en vir ons sê, jy's 'n legend. Come on, ek roep jou en dit vir jou sê, jy kan dit maak en jy's goed genoeg en jy's geroep. En daar's 'n stem van buitekant af wat die heeltyd roep en vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Come on, jou verlede is belangriker as hierdie. Come on, jy gaan nie kan wegkom van jou verlede af nie. Jou verlede het te groot impak in jou lewe. Jy sal nie kan oorwin nie. Jy sal nie kan opstaan nie. Jy sal dit nie kan maak nie. En hierdie stem aan die buitekant is baie keer harder as hierdie stem aan die binnekant. Come on. En hierdie stem, al wat hierdie stem wil hê is hy wil hê jy moet faal. Al wat hierdie stem wil hê is hy wil hê jy moet vrees. Dis die stem wat die hele tyd vir ons sê jy gaan dit nie maak nie. Dit gaan nie suksesvol wees nie. Jy gaan nie deurbraak hê nie. Jy kan nie weer probeer nie. Wat doen jy? Jy is nie goed genoeg nie. Gee op. Jy kan dit net sowel nou los. Kom nou, jy weet dit so goed soos ek. Dis daai stem wat die hele tyd en al wat daai stem wil hê is hy wil hê ek en jy moet vlug en ophou fight. Ons moet ophou fight, maar die stem aan die regterkant, ja, my regterkant, is die stem wat uitroep en vir my en jou aan my linkerkant. Is die stem wat uitroep en dan vir ons sê, maar come on, daar's iets binne in jou. Daar's iets binne in jou groter as jy. Daar's iets binne in jou. God het iets binne in my en jou geplaas en daar's iets wat besig is om binne in jou te gebeur. Al wat jy moet doen is vasbyt. Al wat jy moet doen is aanhou. Kom, en sê vir die persoon langs jou, hou aan. Hou aan. Al wat jy moet doen is aanhou. Moenie ophou nie. Moenie nou opgee nie. Jy's 'n legend. Daar's iets binne in jou en God het dit binne in jou geplaas. Ek het nodig dat jy nie moet vrees nie. Joshua, die woord van die Here kom uit na Joshua toe en hy sê, Joshua, all that I need is that you will be courageous and that you will be strong. Joshua, jy is jonk en Joshua, jy het nie die ervaring nie en Joshua, jy weet nie wat die toekoms inhou nie, maar al wat ek wil hê is just be courageous and be strong. A.W. Tozer said the next thing. He said, a world that is scared desperately needs a church that is fearless. A world that is scared desperately
needs a church that is fearless. Kom nou, church. Die wêreld daar buitekant is vol vrees, die wêreld daar buitekant is bang, die wêreld daar buitekant weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar dis hier, dis binne in my en jou. Waar God die antwoord geplaas het. Dis by ons. Koning Dawid, ons lees van koning Dawid en hy en sy manne gaan na die oorlogsveld toe en hulle kom terug en toe hulle terugkom by die kamp, toe is hulle kamp gereid en hulle vrouens is weggeneem en hulle kinders is weggeneem, al hulle goud en silwer, alles is weggeneem en koning Dawid se loyale mans, kom aan, daai ouens wat nou al lank vir jou werk, wat veronderstel is om die situasie te ken, daai lewensmaat wat veronderstel is om te weet wat dit is wat jy deurgaan, en koning Dawid staan daar en al daai loyale mans draai teen hom. En hulle raak vir hom kwaad en hulle sê dis sy skuld. Die woord sê hulle wou hom stenig. En die woord sê dat koning Dawid begin vrees het. Hy het begin bang raak, hy het anxiety ervaar. Dit wat ek en jy gereeld ervaar wanneer dinge nie gebeur soos ons hoop het gebeur nie. Wanneer ons nie die deurbrake sien nie. Koning Dawid ervaar daai anxiety en dan sê die woord van God, wat doen hy? Kom enigiemand, wat doen koning Dawid volgende? Hy gaan en hy versterk hom in die Here. Hy gaan na God toe. So ek wil hê, maak saam met my vanoggend oop en ek gaan vir julle lees, nie uit 1 Samuel uit nie, maar uit Efesiërs 6 uit. In Efesiërs 6 vers 10. Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy kan eers vir afval daar. My broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wanneer ons deur dinge gaan in hierdie lewe, wanneer of dit dan nou is, jy's besig om 'n nuwe ding aan te pak, wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie, maar daar's hoop nodig, daar's moed nodig, of wanneer jy deur 'n moeilike challenge gaan in jou lewe, is daar een ding wat jy vanoggend moet vasmaak, is gaan en maak jou sterk in die krag van die Here. So belangrik dat ons in daai tyd weet waar ons krag vandaan kom. Church, waar kom jou krag vandaan? Kom, ons krag kom nie van mense af nie, ons krag kom nie van die berge af nie, ons krag kom van die Here af. En dit is so belangrik dat ons vanmôre dit besef en dit vasmaak. Maar wat beteken dit vir jou as ek sê word kragtig in die krag van sy sterkte? Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit as ek sê daar's 'n legend binne in jou? There's a legend inside of you, just waiting and waiting. Wat beteken dit? Dit beteken dat elkeen van ons wat hier sit vanmôre, het die krag binne in ons om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dis binne in jou. Kerk, wanneer ons tot die Here bid en wanneer ons in die Here gaan versterk, dan is dit nie iets buite ons nie, dis die Gees van God wat ons aanroep. En die woord sê dat die Gees van God lewe nou binne in elkeen van ons. Die Heilige Gees is daar by jou, hy's binne in jou en hy wag net verby in jou om op te staan. Ek dink laasweek of die week voor het ek die skrif aangehaal wat sê dat die Heilige Gees leef binne in ons en dis dieselfde Gees wat in Christus Jesus geleef het. Dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, leef nou binne in ons en daai krag is hier, dis hier binne in jou. En dis al wat ons nodig het om op te kan staan en deur te kan breek. En dan gaan Paulus gee ons 'n bietjie raad vanoggend hoe om ons te versterk in die Here. Nou kan ek sien wie van julle het nodig om te versterk te word in die Here. Wie van julle het nodig? Almal het nodig om versterk te word in God. Nou kom ons lees wat's Paulus se raad aan die kerk van Efesië. Vers 11. Trek die volle wapenrusting aan van God, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig.
Jy kan eers weer afval daar, dankie. Daar's 3 goed hier wat ek sien Paulus sê. 3 goed wat hy sê, wat ek in hierdie 2 verse duidelik sien uitstaan. Die eerste een is, Paulus sê dat ons geveg is nie teen die vlees nie. En wie van julle het agtergekom dat ons geveg is nie teen die vlees nie? Kom aan, jy kan fight teen daai persoon langs jou, jy kan fight teen die sisteme van hierdie wêreld soos jy wil. Ons geveg is nie teen die vlees nie. Dit beteken ons geveg is teen die gees. Daar's 'n geestelike battle. En ons vandag praat nie meer baie oor dit nie. Kom aan, hoeveel keer praat jy oor die bose geeste daar buite? Hoeveel keer as daar iets gebeur, dan praat ons oor wat in die buitewêreld, in die wêreld aangaan, in die geesteswêreld. So ons noem dit nie meer nie. So dis so amper half 'n realiteit waarvan ons niks wil weet nie, niks meer te doen wil hê nie. En die eerste ding wat Paulus sê is, ons moet kennis neem daarvan, daar is 'n geestelike oorlog aan die gang. Daar's 'n geestelike geveg aan die gang. As jy net gaan kyk na Jesus se walk, net gaan kyk na Jesus Christus op die aarde, dan sien jy dat Jesus het ook met die bose geeste te doen gekry. Come on. Jesus het ook met die bose geeste te doen gekry. Ek het in my eie lewe al ervaar hoe 'n bose gees kan worstel. Ek het in my eie lewe al te doen gehad daarmee, waar 'n gees my teen 'n hoek van 'n muur vasdruk en ek moet hom worstel en ek in daai geveg. Ek het in my lewe al die bose geeste, die reum ervaar. Dit is real. Dis nie iets wat nie bestaan nie, dis real. En ons moet bewus wees daarvan, ons moet kennis neem daarvan. Selfs die woord van God sê dat hierdie geveg is in die gees. Vers 12 sien ons die volgende ding. Ons sien dat hierdie Paulus skryf en dan wys hy praat van owerhede. Hy praat van magte. Hy praat van wêreldheersers. Dit is asof Paulus sê, hey, julle ouens, ons kan nie hierdie goed ligtelik opneem nie. Daar's kragte en daar's sterker kragte. En daar's sterker kragte. Okay. Bly by my. Ek's nie hier om jou bang te maak vanoggend nie. Dis nie die doel nie. Ek wil iets vir jou wys vanoggend wat die Here aan ons gegee het. En Paulus kry hierdie gedagte en hy sê, hoorie, wag bietjie. Julle ouens hierdie, ons moet nie hierdie ligtelik opvang nie. Daar is kragte. En hierdie goed kan sterker word as ons nie aandag hieraan gee nie. Hierdie goed is so reël dat Paulus voel hy moet dit vir die gemeente van Efesië skryf en vir hulle klem daarop lê en sê, hey, wow, church, hierdie is nie sommer net ietsie hierdie is nie net 'n storie nie. Hierdie is reël. En dan die derde ding wat ek sien wat hier uitstaan in vers 11 is hy sê trek die volle wapenrusting aan van God sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Ek sien daar's 2 aksies wat plaasvind. As ons versterk in die Here, dan sê Paulus, gaan versterk jou in die Here, trek die volle wapenrusting aan van God en bly staande. Hoeveel van julle het die volle wapenrusting van God aan vanoggend? Kom aan, steek op julle hande. Julle het die wapenrusting van God aan? Amen. Ons trek hom ons nie meer uit in die aand as ons gaan slaap nie, né? Okay, ons het dit geleer, jy hoef hom nie elke oggend aan te trek nie, jy moet net bewus wees dat jy hom aan het. Jy moet hom nie uittrek in die aand nie, hou hom aan, moet hom nie uittrek nie. Sê vir die persoon langs jou, moet hom nie uittrek nie. Okay, hou daai wapenrusting aan. Maar ek sien in vers 11, daar is nog 'n gedeelte van iets wat ons baie keer neglect. Daar's 'n tweede gedeelte, hy sê en bly staande. Daar's 'n aksie. Daar's 'n keuse wat moet gemaak word. Church, daar is 'n tweede ding wat moet gebeur. Wanneer ons die wapenrusting aantrek vir God, dan is ons besig om ons te versterk in die Here. En elkeen van ons is veronderstel om die wapenrusting van God aan te hê. So jy's veronderstel om jou te versterk in die Here, maar jy's ook veronderstel om staande te bly. Jy is nie veronderstel om te gaan lê nie. Jy's nie veronderstel om weg te hardloop nie. As jy die wapenrusting gaan kyk wat Efesiërs van praat, dan kom jy agter dat daar's niks wat jou rug beskerm nie. Daar's niks wat jou rug beskerm nie. Die Romeinse leer het niks op hulle rug gehad nie vir die eenvoudige rede dat hulle gesê het ons staan by mekaar en ons face die vyand. Daar's 2 aksies wat moet plaasvind. Die een is jy moet jou versterk in die Here, maar die tweede ding is jy moet staande bly. Jy kan nie gaan lê nie. Jy kan nie weghardloop nie. Jy kan nie niks doen nie. Jy het iets wat jy moet doen en dan vind ons hierdie 2 aksies homself herhaal in hierdie hoofstuk vers 13. Sit vir my vers 13 op asseblief.
Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied. Sien jy dit? Neem die volle wapenrusting van God op, versterk jou in die Here, maar ook bied weerstand. Sê vir die persoon langs jou, bied weerstand. Kerk, ons werk is nie verby die oomblik wanneer jy jou versterk het in die Here nie. Jou werk is nie verby die oomblik wanneer jy jou Bybel gelees het nie. Jou werk is nie verby die oomblik wanneer jy gebid het nie. Kom nou. Jou werk is nie verby die oomblik wanneer jy kerk toe gekom het nie. Jou werk is nie verby die oomblik wanneer jy jou versterk het in die Here nie. Hy het die legend binne in jou daar geplaas. Hy gee jou alles wat jy nodig het. Hy versterk jou, maar nou is dit jou beurt om weerstand te bied. Nou is dit jou beurt om op te staan. Nou is dit jou beurt om teen hierdie goeie aksie te bied, aksie te neem. Vers 16. Vers 16 daar. Vers 16. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Sien julle die aksie? Sien julle die aksie, church? Neem op. Beklee jouself. Maak jouself sterk in Christus. Spandeer tyd met die Here, maar daar's 'n aksie wat moet geneem word. Daar is iets wat moet gedoen word. Daar is 'n keuse wat geneem moet word. En dan vers 18 is die laaste vers daar wat ek wil lees. Vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Sien julle die twee goed? Sodat julle sal bid en sal waak. Sê bid en waak. Kom aan, dis nie warm daar buite nie. Sal bid en sal waak. Sodat julle sal bid en sal waak. Daar's twee goed wat moet gebeur. Ons moet ons versterk in die Here. Ons moet tyd met hom spandeer. Ons moet ons versterk sodat ons geesmens sterk sal word, sodat ons in die binnekant sterk sal word, maar daar is 'n aksie wat moet geneem word na die buitekant toe ook. Ons moet dit teenstaan wat kom. Nou, laat my toe om vanoggend te sê, daar is niks so belangrik soos om jou te versterk in die Here nie. Niks, ons volle fokus, en dis hoekom ek nou gesê het, ek is nie hier om jou bang te maak nie, ek is hier om jou bewus te maak van iets volgend. Ons volle fokus moet daarop wees om ons versterk te word in die Here. Kom nou, ons volle fokus moet daarin wees om te versterk in die Here, tyd met hom te spandeer, ons verhouding met hom te spandeer. Ons moenie eers die duiwel krediet gee nie. Ons het nie nodig om hom aandag te gee nie. Hoor my wat ek sê volgende, ons het nie nodig om die duiwel agter elke hoek en draai te gaan soek nie. Iemand sê amen? Okay, maar nou gaan jy sê, pastor, wow nou, jy's nou besig om jouself te kontradik. Nee, ek is nie. Daar's iets baie duidelik wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Ons as Christene moet ophou in denial leef. Nou wat beteken denial? Ek wil dit graag vir jou lees. Wat sê die Woordeboek? Wat beteken denial? Hierdie is denial. Denial is basically when someone refuses to accept or acknowledge something that is true or real. Like when a person blocks out something that's too painful or uncomfortable to deal with. It can also mean rejecting or refusing a fact, a situation, or even responsibility. Die kerk moet ophou in denial leef. In denial wees. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons kan nie deny dat daar 'n geestelike wêreld is nie. Ons kan nie deny dat die geestelike aanvalle wat ons in ons lewens ervaar, is bose geeste nie. Ons kan nie deny dat wanneer daar dinge gebeur in ons lewens en ons sukkel om dit te oorkom, dan is die moontlikheid dat daar bose gees agter dit sit nie. Ons kan dit nie deny nie. Ons kan nie lewe asof dit nou maar net 'n vleeslike reëm is en daar glad nie 'n geestelike reëm is nie. Of, daar is 'n geestelike reëm, maar daar's net engele. Kom nou, church. Daar's net engele. Om ons, rondom ons is daar net engele en daar's net mooi goeie engele en daar's nie een stoute engel daar buite nie. Nie een nie.
Nie hulle almal gedra, hulle baie mooi, en dit is denial, dit is om te deny, dit is om die realiteit van die feit dat daar 'n bose wêreld rondom ons is, om dit te ontken. En dis wat denial is, en ons deny dit baie keer, omdat ons nie die verantwoordelikheid wil opneem om dit teen te staan nie. Pastor, maar jy het gesê ons fokus moet op Christus wees, en nie op die bose geeste nie. Yes, dis presies, jy's reg. Hier's hoe dit werk. Hier's hoe dit werk. Wanneer ek en jy erken dat daar 'n bose geeste is, wanneer ek en jy erken dat daar 'n geestelike room is, dan kan ons intentioneel na God toe draai en hom ons volle aandag gee. En ons kan intentioneel die deur toemaak wanneer die een wat buitekant is roep na ons aandag. Kom nou. Jy sien wat ons doen, ons lewe in denial. So wat ons doen is, ons sê, ons versterk onsself in die Here. Ons kom kerk toe, ons bid, ons spandeer tyd met God, want ons wil ons versterk in God. En dan roep die een aan die buitekant ons stem, en maak ons die deur oop, want ons mos nie 'n bose gees nie. Kom nou, church, dis wat gebeur. Ons dink dat wanneer ons versterk in die Here, dat dit genoeg is, en ons ontneem onsself, of ons sit onsself op 'n plek, waar ons nie die verantwoordelikheid vat nie, dis denial. Nie die verantwoordelikheid vat nie, want daar is mos nie iets wat buitekant roep nie. Kom nou man, daai ding wat maak, dat jy jou skerm oopmaak, en nog so bietjie kyk, nee, dit kan nie wees nie. Ek het net nodig om my te versterk in die Here, en dit sal self weggaan. Dit sal nie. Dit sal nie. Efesiërs het ons gelees van kragte, magte en owerhede. Waarna verwys dit? Dit verwys daarna, wanneer ons die deur vir hierdie ouetjie oopmaak, dan word hy sterker in jou lewe. Hy word sterker in jou lewe. En of ek en jy nou erken dat daar bose geeste is of nie, hy gaan sterker word elke keer wat jy hom aandag gee. Elke keer wat jy hom aandag gee, al gaan versterk jy jou in die Here soveel soos jy wil, al lees jy die Bybel, al bid jy, al spandeer jy tyd, en jy's altyd in die kerk, solank as wat jy vir hierdie ouetjie die deur oopmaak, gaan hy sterker word. En hy gaan sterker word. En dis wat ons as kerk soveel keer verkeerd kry. Ons sê ons gaan glad nie die duiwel krediet gee nie, wat goed is, en ons moenie. Ons gaan glad nie 'n duiwel agter elke bos uitsoek nie, en dan lewe ons in denial, en ons versterk ons in die Here, en as hierdie ouetjie roep, dan maak ons die deur oop. Daar's eendag 'n ma, en sy sit met hierdie jong dogter, hierdie jong mens, hierdie tiener, maar is ouer as tiener, ek wil nie net op die tieners pik nie, nê. En sy wil, hierdie kind is hierdie mooi kind, is hierdie beautiful kind, en jy weet, typies jong mens probeer 'n klomp goed, en dan maak sy verkeerde keuses, en dan breek dit haar lewe, en dit destrooi haar lewe, en dan val haar wêreld uitmekaar uit, en die ma sit en dink, en sy wonder, hoe kan ek my kind hierdie les leer van die lewe? En wat sy gaan doen is, sy gaan koop 2 hondjies, dieselfde breed, selfe grootte, alles, en sy bring hierdie 2 klein hondjies na haar dogter toe, en sy gee dit vir haar dogter, en haar dogter is so bly, want sy soek, daai jong mense soek alles, en hulle weet alles, en hulle geniet alles, tot die verantwoordelikheid kom, nee, of nie in die kerk nie, al ons jong mense kan verantwoordelikheid vat, nee Josh, ja, ek weet hoe het verantwoordelikheid is. Maar anyway, hierdie kind vat hierdie 2 hondjies, super excited, en sy elke oggend, en sit sy die bakkie kos daar neer, en dan kom eet hierdie hondjies uit die bakkie uit. En die een oggend kom sy die ma langs haar, en sy kyk eet hierdie hondjies, en al 2 eet, en sy vra vir haar die volgende vraag, sy sê, my kind, watter een van hierdie 2 hondjies dink jy gaan die sterkste en die grootste word? En die kind sê, nee, hoe moet ek weet? Hoe weet ons wat gaan gebeur in die toekoms? En die ma sê, nee, kyk mooi. Watter een van hierdie 2 hondjies dink jy gaan die grootste word en die sterkste word? En terwyl hulle mooi kyk, kan jy sien dat hierdie een hondjie, wie van julle het al 'n klomp klein hondjies by 'n kosbak gesien? Jy kan sien dat hierdie een hondjie sy gewig so 'n bietjie rondgooi, nê? Nee. En dan stamp hy die ander hondjie so weg van die kosbak af. En hy stamp die ander hondjie so weg van die kosbak af. Niks aggressive nie. Dis net klein ligte stampies, maar jy kan sien hy kry eerste kos. En hy eet ook die meeste. En hy kry die meeste, en die ma sê vir haar, sy sê, kyk bietjie, daai hondjie gaan die grootste word. Daai hondjie gaan die sterk, en die dogtertjie sê, maar dis mos nou nie so erg nie, die ander een kry ook kans, die ma sê, weet jy, dit begin so, maar kort voor lank gaan daai een 'n groot hond word. En dan gaan hy nie net die ander een wegdruk nie, maar sy gaan hom byt.
Sy gaan hom byt, sy gaan die beheer vat, sy gaan aggressief raak. En net so is dit in ons lewens. Net so is dit in ons lewens. Daar's twee wat konstant uitroep na my en jou. Ons is 'n geesmens, want God se gees leef in ons. Ons is gemaak om 'n legend te wees. God het in jou alles geplaas. Jy's 'n legend, man. Jy's 'n geesmens. Maar net so is jy vlees. Paulus praat oor hierdie en dan sê Paulus, dis 'n worsteling tussen my gees en my vlees. Daar's konstante worsteling tussen hierdie twee goed. En ek weet nie, dit is moeilik om te oorwin. En dis nie altyd so maklik nie. Daar's twee hondjies wat die heeltyd vir jou sê, gee my kos, gee my kos. Watter een dink jy gaan die sterkste word? Die een wat jy die meeste kos gee. Jy sien, net deur om die kos daar neer te sit en weg te loop is nie genoeg nie, church. Wanneer ek en jy op 'n plek staan in ons lewens en ons sê, ja, maar ek gaan my versterk in die Here en dis al wat ek hoef te doen, dan is dit nie genoeg nie. Want wat gaan gebeur is, kort voor lank gaan hierdie ouetjie aan die deur kom klop en hy gaan kos soek. En jy gaan hom kos gee want hy bestaan mos nie. Jy gaan hom kos gee want dit is dan nou, ag nee man, dis onskuldige van. Dis onskuldig en jy gaan hom kos gee en wat gaan gebeur? Voor jy jou kry, word daai jou wêreldheerser. Voor jy jou kry, dan bepaal daai bose gees wat in jou lewe gebeur en wat nie gebeur nie. En intussen dink jy, jy's besig om jou te versterk in die Here, maar al wat jy besig is om te doen is jy's besig om 'n bak kos daar buite te sit en die vlees wen. Die vlees wen. Die vlees het gewen met die eerste Adam. Amen. Die eerste Adam het ook gedink hy kan gaan eet en dit sal oukei wees. Hy het ingegee vir die begeertes van hierdie wêreld en wat het gebeur kort voor lank? Hy het beheer gevat. Maar die tweede Adam het gekom sodat ek en jy oorwinning kan hê. Die tweede Adam het gekom sodat ek en jy kan in die gees 'n keuse maak. En die woord van God sê dat dieselfde gees wat in Jesus Christus was, leef nou binne in my en jou. Ek en jy hoef geen bose gees te vrees nie. Geen gees te vrees nie, maar ons moet bewus wees en ons moet intentioneel die deur toemaak as die deur oopgaan. Ons moet intentioneel die kos van die hondjie af wegvat. Kom nou iemand. Kom aan, iemand moet hoor vanoggend. Jy moet intentioneel nie daai ding aandag gee nie. Intentioneel. Jy kan dit nie net laat slide nie. Jy kan dit nie net los nie. Jy kan nie net deur emotions gaan nie. Daai ding gaan kos kry en hy gaan sterker en sterker word in jou lewe totdat hy jou wêreldheerser word. Totdat hy beheer vat in daai area van jou lewe, want dis sy doel, dis wat hy wil regkry. Dis sy plan. En dis nie wat God vir ons het nie. Dis nie wat hy vir ons beplan het nie. Dis nie sy hart vir my en vir jou nie. So ek wil vanoggend vir jou sê, let it die. Let it die. Laat dit sterf. Hou op daai ding kos gee. Hou op om kos gee. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, dat ek dit lees. Sorry. Die gesegde sê dat, nou het ek het vergeet. Ek wou dit presies aangehaal het. Hier it is. Conflict thrives on attention. Conflict thrives on attention. Konflik floreer wanneer jy dit aandag gee. En so is dit met elke emosie wat ons deurgaan. Daar's mense wat vanoggend hier sit en jy sit met depressie in jou lewe. Weet jy hoekom gaan die depressie nie weg nie? Want jy gee dit kos. Jy gee dit kos. Daar's mense wat hier sit vanoggend en jy sit hier met so jaloesie binne in jou en daai jaloesie is besig om jou lewe te beheer en besig om jou lelike mens te maak. Weet jy hoekom gaan dit nie weg nie? Want jy gee dit kos. Intentioneel is ek en jy nie besig om te besef dat daai ding is iets. Dis nie niks nie, dis iets wat homself wil probeer inwerk in jou lewe in. En elke gevoel wat ons het, elke negatiewe gedagte, elke keer wat ons daai ding kos gee, is ons net besig om hom sterker te maak. En sterker te maak en sterker te maak. Koning Dawid op daai oomblik, toe sy vriende buitekant staan, en sy vriende begin negatief raak, en sy vriende begin hom aanval, wat het hy gedoen? Het hy hulle terug aangeval? Het hy hulle aandag gegee? Het hy enigstens engage?
Glad nie. Wat het hy gedoen? Hy het weggedraai. Hy het weggedraai. Dis intentioneel. So as jy vanoggend die uitstap en jy is confused, jy soos pastor, jy sê ons moet 'n aksie neem, maar ons aksie moet wees om nie 'n aksie te neem nie. Dan is jy moet hoor wat ek sê vanoggend. Jou aksie moet wees om nie 'n aksie te neem nie. Jou aksie moet wees om intentioneel die deur toe te maak vir hierdie stem. Jou aksie moet wees om intentioneel nee te sê wanneer daai ding aan die deur klop. Jy kan dit nie net los nie. Die Here het soveel in my en jou invest. Jesus Christus het soveel in ons gesit. Soveel in ons gesit. En hierdie jaar sê Jesus vir ons, kom, ek wil jou lewe verander. Ek wil hê jy moet saam met my gaan. Ek wil 'n verandering in jou lewe maak. Maar deur 'n verandering in jou lewe te maak, wil ek hê jy moet die energie wat jy in daai ding insit op 'n daaglikse basis, wil ek hê jy moet in my verhouding met jou insit. Dis 'n keuse, dis intentioneel. Sit gou vir my 2 Timothy 2 op. En ek het gevra hulle moet in die Amplified sit. And I'm going to be quick with this. So my son. En hier skryf Timoteus aan sy seun en ek wil hê jy moet hoor wat die Gees van God vir jou sê. So you, my son. So you, legend. Jy, my kind, be strong. Constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Jesus Christ. My kind, ek wil hê jy moet sterk wees. Ek wil hê jy moet sien dat ek jou my seun noem. Ek wil hê jy moet sien dat ek iets in jou geplaas het. Ek wil hê jy moet sien dat jy meer is as net 'n vloerlap, meer is as net 'n mislukking. Ek wil hê jy moet sien hoe belangrik jy vir my is. Gaan vir my aan na vers 3 toe. Take with me your share of hardship, passing through the difficulties which you are called to endure, like a good soldier of Christ Jesus. Vers 4. No soldier in active service gets entangled in the ordinary business affairs of civilian life. He avoids them so that he may please the one who enlisted him. Paulus skryf aan Timoteus en sê, Timoteus, jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Jy's 'n legend. Christus het alles in jou geplaas. Versterk jou in die Here. Versterk jou in die Here. Jy's 'n soldier. Jy's geroep deur God. Elkeen van julle wat hier sit vanoggend, jy's geroep deur die Here. En as God jou geroep het en hy het jou aangestel, dan beteken dit jy's waardig genoeg. Beteken jy's belangrik genoeg. Beteken jy het alles binne in jou wat jy nodig het. Hy sal jou empower. As hy jou kies, sal hy jou empower. En dan sê hierdie skrif 'n interessant ding. Hy sê we do not get entangled in civilian life. Wat is civilian life? Civilian life is dit wat hierdie vlees so najaag. Dit wat hierdie vlees so na uitskree. En hoekom word ons nie entangled in civilian life nie? Because we have one aim in mind, and that's to please the one that appointed us. One aim. Ons doel, die hele doel wat ons het, die doel wat hierdie legend het, die hele doel wat daai Gees van God binne my en jou het, is om God te please. Is om hom te eer. Dis om hom die eer te bring, sy naam te verheerlik, nie ons eie wil te doen nie. En dan sê Paulus, moenie entangled word nie. Moenie jou ophou met die affairs van hierdie wêreld nie. Moenie jou ophou nie. Moenie vir 'n oomblik stil staan by daai sonde nie. Dis nie die moeite werd nie. Moet dit nie feed nie. Moenie, dis nie onskuldig nie. Moet dit nie aandag gee nie. Kom church. Sê vir die persoon langs jou, dis nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd nie. Moet dit nie kos gee nie. Moet dit nie aandag gee nie. Hoekom nie? Because it's going to become something stronger than what you thought it would be. Dit gaan iets sterker word as wat jy en ek gedink het dit gaan wees. Jakobus 4 is my laaste skrif, dan sluit ek af hiermee. Jakobus 4 vers 7. Jakobus 4 vers 7 en 8, en sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Iemand sê amen. Sien julle die twee goed? Sien julle die twee goed? Dis nie net weerstaan die duiwel nie, dis twee goed. Onderwerp jou aan God. Versterk jou in die Here. Versterk jou in die Here, maar dis nie genoeg nie. Versterk jou in die Here, maar staan ook wie teen? Staan die vyand teen?
Staan hom teen. Hy sal van jou wegvlug as jy dit doen. Daarom sê ek wil nie jou bang maak vanoggend nie, want die gees wat binne in jou is kragtiger as hy wat in die wêreld is. Maar ek en jy kan nie in denial bly leef en dink dat daai is nie 'n gees nie. Dink dat ons dit kan aanhou doen, en ek praat nie net van sonde nie, ek praat van negatiewe gedagtes ook. Ons kan nie net dit feed nie, vers 8. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Hier's 'n belofte, iemand sê halleluja. Iemand vanoggend nodig het om te hoor dat die Here sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Kom na my toe, kom versterk jou in my en ek sal jou versterk. Kom na my toe en ek sal jou die krag gee. Kom na my toe en ek sal jou dra. Jy sit hier vanoggend en jy soos pastor, tot nou toe in my lewe het daai ding elke keer beheer gevat. Elke keer het daai ding oorwin. Dis 'n konstante geveg en ek wil vanoggend vir jou sê, as jy God nader en hierdie ter harte neem wat ek vanoggend vir jou sê, sal jy oorwin. Jy sal oorwin, nader tot God en hy sal tot jou nader. Daar's die tweede aksie. Reinig julle hande. Reinig julle hande. Twee aksies. Nader tot God. Maar sê nee. Nader tot God. Maar moenie na daai een luister nie. Nader tot God, maar as hierdie een praat, draai jou oor weg. Daar's twee wat uitroep na my en jou vanoggend. Twee. Die stem buitekant wat my en jou roeping wil stop. Wat ons wil vertel ons is nie wie God sê ons is nie. Wat ons wil vertel dat ons nie sterk genoeg is nie, dat jy dit nie gaan maak nie. Dat dit verby is. Maar as 'n stem wat uitroep vanoggend en vir my en jou sê, come on, there's more inside. There's a legend inside of you. Binne in jou is die vermoë om alles te verander. Saam met Jesus kan alles verander. Saam met Christus kan jy deurbraak hê. Saam met Christus kan hierdie geveg tot 'n einde kom. Saam met Jesus Christus kan jy daai een oorwin wat vir so lank beheer uitgeoefen het in jou lewe. Vir so lank. Partykeer al wat ons nodig het. Al wat ons nodig het partykeer is iemand om ons te help. Hier. Dis partykeer al wat ons nodig het. Is iemand wat vir ons sê, hey, come on, ek wil hande op jou lê, ek wil saam met jou bid. Ek wil jou bystaan. Ek gaan saam met jou hierdie journey stap. Al wat ons nodig het is partykeer net iemand wat ons aan die skouer vat en sê, hey, kom ek gaan saam met jou loop. Kom ons versterk ons in die Here en dan daai selfde persoon word die persoon teen wie oor jy accountable staan. Dit is baie keer so nodig om 'n vriend te hê wie jy kan bel en sê, hey, daai stem pla. Daar's iets al buite wat roep. En ek het hulp nodig. En ek hoop jy het so 'n vriend vanoggend. Ek hoop daar's so 'n vriend vir jou. Saam met Jesus gaan